Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. In hierdie nuwe dag is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Kom ons gaan vanmôre saam lees Jakobus 5 vers 7 en 8. Ek is Dominee Adriaan Swart. Wees dan geduldig, broers, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Net tot sover. Jakobus wil dit baie duidelik aan alle Christene en aan gelowiges in die kerk van Jesus Christus stel, dat die wederkoms van die Here 'n sekerheid is. Die wederkoms is naby, skryf Jakobus. Maar baie het ongeduldig geraak en wou graag gehad het dat die Here gou moes kom. Hulle wou ontslaa raak van hierdie wêreld met sy swaar kry en hartseer en ellende en moeilike omstandighede en het uitgesien na die koms van Christus. Daarmee is niks verkeerd nie. Maar Jakobus moedig hulle aan, wees dan geduldig tot by die wederkoms van die Here. Net soos wat 'n landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en geduld daarmee moet hê, totdat die vroeë en die laatreën gekom het. So moet alle kinders van die Here ook geduldig wees tot by die wederkoms van die Here. Die Here is besig om sy raadsplan tot uitvoering te bring in hierdie wêreld. En alles wat in hierdie wêreld gebeur, moet gebeur in aanloop tot die wederkoms van Christus. Terwyl ek en jy wag vir Jesus se wederkoms, moedig Jakobus ons aan, versterk julle harte. En hoe moet ons dit doen? Deur God se woord te bestudeer, deur te bid, deur te volhard in die waarheid en op Jesus se pad, deur kerk toe te gaan en gemeenskap met ander gelowiges te hê, en om die oog op Christus te hou, die volëinder van ons geloof. Jesus Christus se koms is naby, en daarom moet ons met volharding in hierdie wêreld aanhou op die gelowige pad. Ek en jy moet uitsien na sy koms. Maar terwyl ons uitsien na sy koms en terwyl ons wag, moet ons ook werksaam wees in sy koninkryk en doen wat hy van ons vra in sy woord. Hierdie nuwe dag lê voor ons, liewe vriende. Kom ons gaan lewe vir die Here. Kom ons pas sy woord toe in ons lewens. Ons wees gehoorsaam aan sy opdragte. En terwyl ons vir hom werk, laat ons oë gerig wees op die hemel, waar ons kan uitsien na sy koms. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader vir hierdie wonderlike dag wat ons uit u hand ontvang. Dankie vir u woord wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. U kom vra van ons om geduldig te wag vir die wederkoms van Christus. En dit wil ons vandag en elke dag doen. Versterk ons in die geloof, bemoedig ons, leer ons, lei ons, dat ons lewens u kan verheerlik en dat ons werksaam in u koninkryk kan wees. Wil u vir ons hierdie mooi dag seën, Here? Gee vir ons alles om van te lewe en laat ons dankbaar ons lewe aan u toewy. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag.